1 Samuel, hoofstuk 24. Vandaar het Dawid na die bergvesting van En-Gedi getrek en daar geskuil. Saul het teruggekom van die geveg met die Filistyne. Toe ontvang hy die boodskap: kyk, Dawid het na die woestyn by En-Gedi gevlug. Toe het Saul 3 afdelings van 1000 man, dapper manne, in Israel geneem om Dawid en sy gevolg by Suri-Hayelim, wat klipbokrotse beteken, te gaan soek. Hy kom toe by skaapkrale uit wat daar 'n grot was. Saul het die grot ingegaan en gaan hurk om homself te verlos. Op daardie oomblik het Dawid en sy manne 'n bietjie dieper in dieselfde grot gesit. Toe sê Dawid se manne vir hom: kyk, vandag sê die Here aan jou: ek gee jou vyand in jou mag oor. Jy kan met hom doen net wat jy wil. Dawid het vorentoe gegaan en stilletjies 'n stuk van sy mantel afgesny. Maar Dawid het nie lekker gevoel in sy hart omdat hy 'n stuk van die mantel afgesny het nie. Toe sê hy vir sy manne: mag die Here my verhoed daarvan om my hand teen sy gesalfde, my Heer, uit te steek. En Dawid het sy manne nie toegelaat om Saul aan te val nie en het streng met hulle gepraat. Saul het opgestaan, koers gevat en die grot uitgegaan. Dawid het ook opgestaan en agter Saul aangegaan. Toe roep hy na Saul en sê: o koning, my Heer. Saul het omgedraai. Toe buig Dawid vooroor en kniel voor Saul. Toe sê Dawid vir Saul: hoekom steur u uself aan dit wat ander mense sê? Hulle sê, Dawid wil u net skade aandoen. Tog, u kan vir uself sien dat die Here u vandag in my mag oorgegee het daar in die grot. Een van die manne het gesê dat ek u moet doodmaak, maar ek wou nie en het gesê, omdat hy die gesalfde van die Here is, sal ek dit nie waag om enigiets aan my Heer te doen nie. My vader, kyk, hier in my hand het ek 'n stuk van die mantel. Ek het nie my hand aan die lewe geslaan toe ek dit afgesny het nie. Wanneer sal u besef dat ek geen kwade bedoelings teen u koester nie, en dat ek ook nie teen u gesondig het nie? Tog probeer u om my dood te maak. Tussen ons twee sal die Here oordeel, en hy sal dit wat u aan my doen, wreek, maar ek sal niks aan u doen nie. Daar is 'n spreekwoord wat sê, die goddelose bedink net goddeloosheid, maar ek sal nooit my hand aan u lewe slaan nie. Op wie maak die koning van Israel jag? Wie sit u agterna? Maak u nie jag op 'n dooie hond, 'n enkel vlooi nie. Die Here is ons regter en hy sal tussen ons twee oordeel. Mag hy my saak verdedig wanneer hy sien wat aan die gebeur is. Ja, mag hy aan my reg verskaf. Dawid het klaar gepraat. Toe vra Saul: my seun Dawid, is dit jy? Toe huil Saul en sê aan Dawid: tussen my en jou is jy 'n baie beter mens as ek. Terwyl jy aan my goed doen, probeer ek jou kwaad aandoen. Die Here het my vandag in jou mag oorgelewer, maar jy het my steeds nie om die lewe gebring nie. Dit is 'n bewys daarvan dat jy net aan my goed wil doen. Wanneer iemand op sy vyand afkom, sal hy hom sommer so laat wegkom. Vir hierdie goeie daad teenoor my vandag, sal die Here jou ryklik beloon. Een ding weet ek verseker, en dit is dat jy eendag koning gaan word, en jy sal 'n bestendige koningskap in Israel hê. Ek wil hê dat jy by die Here 'n eed sal sweer, dat jy nie my nageslag sal doodmaak, en so my naam en my familie sal uitwis nie. Daarop het Dawid 'n eed aan Saul afgelê. Saul is terug huis toe, maar Dawid het na die bergvesting toe gegaan.